Vanmorgen 4 Maart 2026. Ons lees nog uit die Groot Johannes Evangelie. Ons is nou by lesing 99 en ons is by hoofstuk 185, die verhewe glans. En dit gaan hier oor die redenasie vir die nuwe mense. Ek sien hier so 'n hele paar. Ons lees nie vanmorgen uit die Bybel uit nie. Die Bybel bevat net 'n deel van die woord van ons meester Yeshua of Jesus Christus. Jesus Christus is die woord. En as hy die woord is en hy is 'n oneindige wese, dan moet die woord ook oneindig wees. En het hy vir ons al hierdie woorde wat hy 2000 jaar gelede uitgespreek het, het hy dit vir ons weer gegee in die Groot Johannes Evangelie. So die goed wat ons hier lees, is wat die ervarings wat die apostel saam met hom gehad het vir die 3,5 jaar, maar het was nie opgeteken nie. Daar was goeie redes daarvoor, maar nou het ons dit. En het ons dit in Afrikaans, wat 'n wonderlike genadegawe van sy kant is. Die verhewe glans, hoofstuk 185. Dit het ek Yeshua hardop gesê, hy het gesê, hier gaan nou iets groots gebeur. Hulle moet nou kyk. Sodat die gaste van die ander tafels dit ook kon hoor, en ons Tahar, die owerste van Caesarea Philippi, rig hom baie ernstig van sy plek af op, kom na my toe en sê, Meester, ek het alles gehoor wat daar hier aan hierdie verhewe tafel gepraat en beoordeel word. Baie wonderbaarliks, verhewe, baie wyse dinge, baie waaragtig, en in elke opsig onweerlegbare dinge. Oral straal u suiwer goddelikheid soos 'n son in die middel van die dag na buite. En alle engele van die hemel sou niks anders kan sê nie. En tog mis ek altyd iets, en dit is die sekere goddelik verhewe glans, wat mens ook vandag nog in die tempel, en veral in die allerheilige baie duidelik kan waarneem, sodra mens maar net 'n voet daarin sit. Nou, bietjie agtergrond, hierdie Tahar wat nou hierdie opmerking maak, is 'n ou owerste van 'n sinagoge in Caesarea Philippi. Hy is die hoof, sy hele lewe, hy is 'n stokou man, dink hy is byna in sy 80s, 70s, en nou soek hy iets meer. Hy herken vir Yeshua, Yeshua het met hom gepraat, die profesie uitgelê en gesê, dis ek is die een wat moes kom. Maar nou soek hy hierdie glans. Dit is dieselfde ding as wat ons mense soek, wat hulle in die waarheid kry hier. Dan soek hulle nog daai glans van die kerk. Daai kerkatmosfeer. Hulle noem dit, hy is heilig in daai kerk. Ek voel so heilig as ek daar sit. En die waardige dominee kom met sy toga en dan sit heilig. Dis die glans wat hulle soek. Terwyl dit nie so is met die ware aanbidding van die ware God nie. Dit is 'n doodnormale interaksie tussen jou en die Vader, vanuit jou nederige siel met hom as alles in jou lewe. En dan gebeur alles so normaal. Daar is niks vreeslike glans en goed wat na buite toe straal nie. En dit is wat die mense wat in die kerk is mis, wanneer hulle die kerk verlaat. Hulle mis al die seremonies, en al die dinge wat hulle daar saam doen, wat alles natuurlike optredes is, wat absoluut niks waarde het vir die gees nie. En nou noem ek sommer die waardige nagmaal ook. Dat Yeshua die nagmaal ingestel het, is so. Maar die nagmaal van al sy apostels wat daar gesit het, wat saam met hom aan tafel was, het verstaan dat die nagmaal niks te doen het met hierdie brood en wyn wat ons nou eet en drink nie. Maar te doen het met die ware woord wat hy vir ons bring, en die ware liefde wat hy daai nag sou uitstort vir ons, deurdat hy hom gevange laat neem het en laat vermoor het vir jou en my se sonde. Dit is hoe hulle dit verstaan het. En na sy dood net nog beter. Maar o jene, die brood en die wyn is tog nou net so 'n groot ding.
En almal sal sê, ja, maar hierdie wyn is nie so lekker soos daai ander plek se wyn nie, en hierdie brood is dit en dat. Beteken niks. Dit is net 'n simbool. En ons moet absoluut wegkom van hierdie simbole. Soos die kinderdoop, wat nou so 'n groot ding in die mense lewens word, wat eintlik glad nie in die skrif voorkom nie. Of die aanneming. As jy net gaan dink aan die aanneming, en ek is aangeneem in die NG Kerk, wel ek was 'n kind, ek moes, ons almal moes. Ek het in 'n NG Kerk koshuis gebly, so ek kon nie eens na 'n ander kerk toe gaan nie, ons het eendag gewaag om na die AGS toe te gaan. Ons het pak slag gekry daaroor. So, ons moes aangeneem word. Nou, hoe belaglik is dit? Jy mag nie nagmaal neem, totdat jy aangeneem is deur die kerk nie. Het Yeshua jou nie al by geboorte in sy koninkryk opgeneem nie? Hy sê dit. Hy sê, laat die kinders na my toe kom, want aan hulle behoort die koninkryk. Hy sê nie, die kinders moet eers gedoop word in die kerk, dan moet hulle tyd lank sonder my wees, sonder my brood, my woord, en sonder my liefde, my wyn. En dan as hulle 18 is, dan raak hulle aangeneem deur die kerk, en nou kan hulle weer na my toe kom. Waar het hy dit gesê? Hy het nie, maar die kerk sê dit, en almal glo dit, en almal bely dit. Ek glo aan 'n algemene heilige Christelike kerk. Ons was daar. Ek was daar vir 'n baie lang tyd van my lewe. Nie geweet wat ek doen en wat ek sê nie, want ek nie gedink nie. Ons mense moet begin dink, wat is ons besig om te doen en te bely? Nou by ons hier is daar net een wie jy bely, en dis die een wat vir jou gesterf het vir jou sondes. En dit is Yeshua, Messia. Daar is niemand buiten hom nie, hy en die Vader is nou ewiglik een, en daar is net een God. Sal. En die skrif, die Bybel wat jy lees sê, elke knie sal voor hom buig. En dit is werklik wat gaan gebeur. Indien nie in hierdie lewe nie, in die volgende lewe. Hy sê vers 3. Ja, vers 3, die bepaalde gewyde of heilige, mysterieuse rus, die gewyde offergeer, wat hier heeltemal afwesig is, het op die mense altyd 'n baie aangrypende uitwerking gehad, en beslis tot hulle voordeel. Hoe lê daar nie 'n ontsettende kloof tussen Elohim God en mens nie? Hoe klein voel die mens om nie daar die verskriklike, ewige, goddelike majesteit nie? Ja, hoe versink hy in die niet, en sien nie eers in dat niks, die groot goddelike alles in alles, en sy absolute nietigheid, wat verdeemoediging van die mense hart, wat haar baie graag opblaas, baie heilsaam is nie. Kort en kragtig, na my beskeie mening, moes die mens, veral in die teenwoordigheid van sy Elohim, sy skepper, hom tog nie so aangenaam en self so op sy gemak voel, asof hy tuis by 'n lensieskorrel sit, en dit baie behaaglik sit en oppesel nie. Dit is nou die toestand waar hulle nou aan tafel sit, en saam met Yeshua brood, wyn en visse geniet. Hy sê, dit moet nie so wees nie, dit moet soos daai heilige plekke wees. Dink maar aan 'n Rooms-Katholieke kerk, hoekom dink julle, het hulle sulke imponerende geboue gebou? Groot, hoë kathedrale met hoë vensters, en hierdie groot troon waarop die voorganger staan, en al die ander loop hulle met sulke goedjies wat rook maak, en ek weet nie wat se ander rituele het nie. En dan wanneer daar sekere feesdae is, dan is hulle almal aangetrek in verskillende toga pakke, verskillende klere, en dan loop hulle so in formasie, en hulle sing, en hulle dreun, en hulle doen allerhande goed. Dis om die mens te laat klein voel, en 'n grootheid te probeer bewerk, waar die mens nietig is, terwyl dit 'n nikszeggende ding is, wat niks met die goddelike leer van Yeshua te doen het nie.
En dit word steeds buite die Rooms-Katholieke kerk ook, maar in die ander kerke oorgedra. Probeer jy net daar hardop in die kerk nou begin praat. Die heilige atmosfeer is dadelik ontwrig. Ek was nou onlangs in een van hierdie sisterskerke. Die mense het ons gehelp, toe het ons nou uitgenooi, toe kon ek nie anders nie. Ek kon nie glo die lang gesigte van mense wat ek geken het. Ek ken nie die mense, maar ek ken nie daai gesig wat hy trek nie. En wanneer dit begin met die sang, dan is dit die ergste begrafnis wat jy kan aandink, is nie so treurig nie. En nou sit hulle loof en prys hulle Skepper. Hulle harte moet bly wees, dat hy vir ons kom het, en ons verlos het. En toe besef ek hoort nie hier nie. En ek gaan ook nie meer so doen nie, al nooi mense my uit. Ek wil nie meer daar wees nie. Ek wil net daar wees, soos ons in die oggend hier, of het nou klavier by is, of net die gitaar, of alleen, ons sing uit ons harte uit, want ons wil ons harte ophef tot hom. En ek wil dit vir die nuwe mense sê, ek sien julle kom in, julle sing nie. Probeer net sing. Die liedjies is maklik, as jy die eerste 2 reëls saam gekyk het, dan kan jy verder saam sing. En kyk wat se uitwerking dit op jou siel het. En dis die goed wat die mens vir homself gemaak het, hierdie hoogdrawende, heilige, gewyde, kathedraalse tipe van omgewing. Dis al wat jy kan aanbid. Hulle sien nie dat jy stil in jou hart kan gaan, maak nie saak waar jy is nie, of jy agter die bakkies gestuur is, of jy by jou werk besig is om groente te skil. Net daar kan jy vir Yeshua ontmoet en met hom praat. Stil in jou hart, en jy sal 'n antwoord kry. Jy moet net mooi luister. Dit is wat hy wil hê. Nou sê hy, hierdie verhewe glans mis ek hier. Ons sit soos egte vriende en selfs broers, by en deur mekaar. En wie iets sê, praat weliswaar ontsettend waar en wys, maar ook heeltemal sonder die sekere, oeroue, werklik profetiese glans. Wanneer hy uitgepraat is hy klaar, maar dit is vir ons jammer genoeg, ook met alle spesiale hoogste agting, wat die mens altyd aan Elohim verskuldig is. Ons word in U, Yeshua, se teenwoordigheid so behaaglik gemoedelik, en selfs die Sabbat, wat andersins met al sy eerbiedige rus, die menslike hart so heerlik gestem het, maak op ons gemoed nou nie baie meer indruk, as enige ander goeie gewone werkdag nie. Bovendien gaan daar nou nog iets baie besonders gebeur ook, sodat ons gemoed beslis in so alledaagse stemming sal kom, dat 'n mens dit hom nie meer alledaags sal kan voorstel nie, en dit nog wel op die Sabbat van die nuwe maand. Hierdie houding, 'n eerbiedige rus, is ook die ding wat jy in die kerk kom, wanneer jy daar is, moet jy daai eerbiedigheid hê aan die sisteem, terwyl daar net een eerbied van ons verlang word, en dit is gehoorsaamheid aan die opdragte van ons verlosser. En die opdrag is eenvoudig op te som: wees lief vir jou Vader met jou hele hart, jou siel en verstand, en vir jou naaste soos jouself. Dit is die hele begin en einde van alle eerbied. Dit moet jy doen. Dan eerbiedig jy die verlosser, wie ook die Vader is. Want hy sê, ek en die Vader is een. Nie wat ek sê nie. Dit staan in Johannes, ek kan nou nie vir jou die vers gee. Sou dit deur die Almag dan nie so gereël kan word, dat ten minste die 2 uur wat nog oor is van die vereiste Sabbatsrus, nie al te veel veralgemeen word nie, en alle goddelike glans sou verloor nie. Kan jy hierdie man se Engelse woord mag gebruik, audacity, verstaan? Hier sit hy by die skepper van hemel en aarde, die gees wat in Yeshua is die skepper gees. En hy sê vir hom, moet nou tog nie die goed te algemeen maak nie, kom ons raak 'n bietjie heilig.
Hoe heilig kan jy word as jy langs die skepper van hemel en aarde sit en hy praat met jou soos 'n vriend en 'n broer? Maar hy soek nou nog iets. En nou kom Yeshua en hy antwoord hom. Yeshua sê, 'n ou boom laat hom moeilik buig. En het jy nooit gehoor dat die mense sê, 'n hond keer altyd na sy braaksel terug, en die varke keer ook altyd terug na die poele, waarin hulle verontreinig het, of vuil gemaak het.' En dit is 'n baie wonderlike spreekwoord hierdie, wat ook in die Bybel voorkom, en ek dink is in Petrus se briewe. 'n Hond keer altyd terug na sy braaksel. 'n Hond is iemand wat in hierdie geval, in hierdie gelykenis, nie Yeshua se woord wil aanneem nie. Dan keer hy terug na die uitbraaksel van sy kerk, en die gemors waarin hy gewoel het, die modderpoel waarin hy soos 'n vark gespeel het. En ek is jammer om dit te sê, vandag is die kerke vol van die braaksel van Babylon en die modder van al die geheime organisasies. Daar is feitelik nie 'n kerk in hierdie land wie se leiers, ek praat van hulle mense in die kweekskool en ek praat van hulle predikante en hulle pastore, nie almal vrymesselaars is nie. En buiten een kerk glo ek nie daar is, ek dink daar is een kerk, ek weet nie eens of hy nou by hulle is nie. Alle kerke in hierdie land behoort aan die Wêreldraad van Kerke. Die Wêreldraad van Kerke is 'n organisasie wat alle geestelike groeperings insluit, of dit nou heidene, boeddiste, Mohammedane is, maak nie saak wat nie. En almal kom by mekaar op 'n gereelde basis, en dan buig elkeen voor die ander een se God. So, ek dink hulle kom elke 5 jaar by mekaar. So, elke hoeveel keer daar nou soveel godsdienste is, sal hulle voor die ware God van die Christen buig. En dan weer buig ons voor Boeddha. En hy word aanbid in daai vergaderings. Maar die groot ding wat hulle daar hou, want jy gaan my nou vra, hoekom bly hulle nou daar? Want hulle kry geld. Jy kry 'n lidmaatskapfooi wat hulle koffers dik stop. Nou wat het Yeshua van sulke goed gesê? Hy het gesê, jy trek nie in die juk van die goddelose nie. Moenie kom by plekke waar hierdie aanbidding is nie. Bly weg, wees eenkant. Wees heilig, want ek is heilig. En die woord heilig in Hebreëus en Grieks beteken wees apart, want ek is apart. Dis al die dinge wat ons sien in hierdie land wat ons volk besmet. Wat maak dat ons volk in hierdie modderpoele en hierdie braaksel leringe vasgevang word. Hoe verstaan jy dat alle kerke, selfs die kerk waarin ek was toe ek jong was, waar homoseksualiteit die hoogste lys van sonde was, praat nie eers van verbastering nie. Nou is die goed in die kansels, of op die kansels, en hulle gaan jeugkampe hou met jou kinders. Ek maak 'n stelling vanmôre hier, elke homoseksueel is ook 'n seunskender. Nuwe woord, pedofiel. Jy kan nie jou seentjie met hom op 'n kamp stuur nie, want hy gaan hom onbehoorlik gedra, en hy gaan jou seentjie sê, jy moenie vir jou pappa, mamma sê wat dominee nou met jou gedoen het nie, want die Here sal jou straf, jy sal hel toe gaan. En die kind gaan ook nie met jou praat nie. Maar hulle bring hierdie gruwels in die kerke in. En nou moet ons hierdie uitbraaksel aanvaar as die evangelie van Yeshua, wat deur hierdie honde uitgespoeg word, of die modder waarin hierdie varke rol, die homo-modder, verbasteringsmodder, weet nie wat se ander modder ook wat hulle nog als het nie, al hierdie valse leerstellings wat nou verkondig word as waarheid nie. Dieselfde wat Yeshua met hierdie man nou te doen het, en met hom sukkel, is dieselfde wat ons nou het, net nie meer net met die tempel alleen nie, maar met alle Christenkerke, wat nie Yeshua as die enigste God sien nie.
Dis baie, baie belangrik dat jy dit raak sien. Mense kerm as ek partykeer die kerke hier aanvat, maar ek het 'n roeping in die lewe. Dis my werk, dat ek die mense op die verkeerde dinge moet wys. Want daar staan in Esegiel, as ek dit sien en die mense nie waarsku nie, is hulle bloed op my hande. En al wat ek net kan sê, ek wil nie graag jou bloed op my hande hê nie. En daarom sê ek vir jou, pas op vir enige instansie wat van jou verwag om iets anders te heilig as die Verlosser alleen. Pas op vir daai plekke. Pas op vir plekke wat sê daar is ander dinge wat jy moet doen om in die hemel te kom, anderste as om vir die Vader lief te wees en die naaste liefde te doen. Natuurlik bring ons dade ons nie in die hemel nie. Die dade is die hemel. Want as jy nie dade doen nie, is jy nie met die hemel besig nie. Maar sy genade red jou en my nog steeds, want ons verdienste kan nooit ons self red nie. Maar ons kan ook nie op ons lauwere rus en sê, maar ons moet nou hemel toe gaan, hy moet ons vat nie, want dit is sy genade. Nee, jy moet 'n poging aanwend, soos ons almal vir mekaar sê, jy moet 'n effort insit. Wat wil u tog nou met u nikszeggende en volmaak goddelose, verhewe, geurende tempelglans? Aan wie het dit ooit die oë van die siel geopen en aan wie die lewensweg gewys? Het ek die mens geskape vir die glans of maar net vir die alles saligmakende liefde? Tiranne en onderdrukkers wat hulle medemense met geweld onderdruk, trag altyd om hulle wel met u glans te omhul en strooi daarnaas vir almal wat nog sien sand in die oë en wurg die armes en swakkes maar net om u verhewe verskrikkingsglans te laat toeneem en dit noem u goed en selfs nog baie nuttig vir die menslike siel ook. O oue blinde dwaas, hoe sou u van my hou, as ek soos 'n allesverterende vuur te midde van u sou wees? Dit is hoe Vader in sy geestes bestaan is, 'n allesverterende vuur. Die skrif sê dit vir ons. Hy sê, hoe sou jy daarvan hou, as ek nou so was? Sou dit ooit u liefde en die vertroue tot my verhoog? Of is u in staat om iemand lief te hê, wat u onophoudelik soos die magtigste met toorngloeiende oë dreig om u te wurg as u maar die minste misstap begaan? En dit is ongelukkig hierdie paragraaf 13, die God wat in die kerke verkondig word. Hierdie toornige, vuurbrandende God wat net wag dat jy 'n sonde doen om jou te vernietig. Dit is nie wie hy is nie. Hy is, soos hy hier sê, alles saligmakende liefde. Weet u en die duistere tempel dan beter as ek, waarom Elohim God die mense geskape het, en hoe die verhouding tussen Elohim en die mense moet wees? Wat is dan u glans? Wel, dit is die oorspronklike, ergste en giftigste walm uit die alleronderste hel, waarmee die Satan met sy troue dienaars, wat soos hy lyk, omgeef, sodat hulle teenoor die hele wêreld in 'n verskriklike hoë aansien sal staan, om daardeur met geringe moeite baie goeie mense siele in die ryk van die Satan in te bring. En daar het jy 'n opsomming van wat die kerkstelsel is. Daar is seker min ouens in die dorp wat met groter aansien aangekyk word as die dominee en die pastoor. Ons moet tog net nie laat die dominee dit hoor nie, of die dominee dit sien nie. Hulle het vir hulle hierdie aansien gekoop, deur hulle posisie wat hulle ingeneem het in hierdie kerkinstansies. En hulle het hulle self baie hoër begin waan as die mens wat daar binne sit. Dis hoekom hy ook baie hoër staan wanneer hy met jou praat.
sodat jy moet opkyk na hom. Dit is alles baie sielkundig ingerig, om hulle in dit presies hierdie posisie te sit wat Joshua van praat. Maar wat sê hy, waar kom dit vandaan? Hy sê dit kom uit die alleronderste hel. Mense, dit is verskriklik, daar is 3 helle, 'n boonste, 'n middelste en 'n onderste hel. Die onderste hel is die allerverskriklikste, so erg dat ons dit nie eers kan weet wat daar aangaan nie. En dis waar hierdie gees vandaan kom, wat in die kerke invaar. En die mense lei na 'n tipe van 'n seremoniële godsdienst, in plaas van dat dit 'n geloof moet wees in die hart, waar jy en Joshua mekaar persoonlik ontmoet. Volgens hulle is jy nie in staat om te bid nie, jy moet altyd na die dominee of die pastoor kom, hy sal die bidwerk doen, hy sal die seënwerk doen, hy sal die uitdrywingswerk doen, al die dinge. Dit is maar net mense wat hulle self in posisies gaan sit het van Joshua. Maar daar gestaan geskryf, dat alles wat vir die wêreld groot skyn, omdat dit omstraal word deur die bepaalde glans, vir God 'n gruwel is. Het jy ooit gesien dat 2 mense wat mekaar waaragtig lief het, hulle ten opsigte van mekaar met 'n sekere glans op 'n voetstuk plaas, en dat die een die ander nouliks 'n vriendelike blik en nog minder 'n liefdevolle woord waardig keer? Of het jy ooit gesien dat 'n werklik teer en hartstogtelik verliefde jonge bruid haar bruidegom tegemoet gaan met so groot moontlike glans van eie waan, en die bruidegom haar met 'n nog groter ene? Dink jy dat hulle 'n egpaar sal word? Ja, deur die mag van die wet kan hulle dit wel vir hierdie wêreld word, maar vir die hemel in die ewigheid nie. Want sonder liefde is daar ook geen hemel nie. Belangrike stelling, dis hier waar hierdie klein waarhede uitspring. Sonder liefde is daar geen hemel nie. So as jy nie besig is om in jou daaglikse omswerwinge liefde uit te leef vir Vader en die naaste nie, is jy nie in die hemel nie. Nou waar is jy dan as jy nie in die hemel is? Is in die hel. As jy net met jou eie dinge besig is, mense afbreek, skinder, kwaad spreek, al die ander eienskappe wat ons weet nie van Vader is nie, dan is jy reeds in die hel hier op aarde. Al wat moet gebeur, die liggaam moet net weggeneem word, dan beland jy in een van hierdie 3 helle. Ek sê vir u, daar heers die vloek van die hel, en geen lig, geen weg, geen waarheid, geen liefde en daarom ook geen vrye lewe, maar slegs 'n ewige oordeel, wat die innerlike in homself vervloek, te neerdruk en swaar geboeid hou. Dit is die toestand in hulle tempels, sinagoges en wat ons nou vandag in die moderne tyd vind, in die moderne kerke. 38.000 verskillende Christelike kerkdenominasies op aarde. Kan jy dit glo? Ons het een verlosser. Ons het een oorsprong van die Bybel. Maak nie saak waar mense hulle Bybels nou van heen vertaal nie, maar dit was een oorsprong. Ons het almal dieselfde Hebreëse oorsprong van die Ou Testament, en ons het selfde almal die geskrifte van die Nuwe Testament. Die Biblica Hebraica was die bron gewees van Hebreëus, en die Grieks is 'n klomp briewe wat ons gehad het, wat hulle saamgestel het as die Nuwe Testament. En nou is daar 38.000 ander sienings van hierdie geskrifte, wat almal nog in die oorspronklike taal geskryf staan. Die geskrifte, ek die naam nou net gemis, dis die Textus Receptus. Maar die kern van alles in die Bybel is die liefde. En dit sal jy kry as jy met liefdesoë na die woord kyk. Sal die liefde in elke sin, elke vers sal vir jou geopenbaar word.
maar jy sal dit nie kry in organisasies waar hulle die Bybel gebruik om hulle eie strukture en gesag in stand te hou nie. Jy sal dit nie kry nie, want jy is geboeid, soos Joshua sê. Jy boeie aan, die boeie is die boeie van leuns. Dit kom hier eintlik minder goddelik en Elohim waardig voor, omdat jy hier niks van die hel en haar verdorwenheid proe nie. Kyk net hoe ver die blinde mensedom dit gebring het. Hulle is nou al so ver in hulle geloof, dat hulle dink om Elohim met die hel 'n passende en welgevallige diens te bewys. Verder kon hulle dit aan hulle blindheid, domheid en boosheid nie gebring het nie. En die moderne sisteem waarin ons nou kyk, naamlik die kerk is, hulle dink hulle kan met die liefde vir homos en lesbians en verkrachters en al hierdie goed, wat hulle op hulle kansel sit. Dis die liefde, ons moet hulle almal lief hê. Nou ja, waar stop jy? Dit is 'n liefde vir die hel, want dit is 'n sonde vanuit die hel. Natuurlik is ons almal mense 'n sonde, maar ons probeer reg leef. En net so min as wat 'n egbreker op die kansel kan staan, net so min kan 'n sodomiet op die kansel staan en verkondig. Hulle moet van hulle sondes bekeer en dit stop. So, vandag kan hulle maar maak almal wat hulle wil, en dit word deur die kerke verskoon. Nou sê hy, dit is om met die hel te probeer om vir Elohim God 'n diens te bewys. Maar as hy dit in die hel so stigtelik en goddelik en godgevallig voorkom, gaan dan weer na die hel en dien daar die Elohim van u verhewe inbeelding en voel tuis in u glans. Met hierdie woorde, is nou 'n redelike uittrap wat hierdie ou gekry het. Val hierdie staar op sy knieë neer en hy smeek my Joshua om vergifnis en sê, Meester, gegewe my domme oue blinde dwaas. Vergewe my domme oue blinde dwaas. Ek dank u vir hierdie teregwysing. Nou eers is ek heeltemal genees. Halleluja, prys die Vader dat hy geluister het na Joshua se woorde. Maar ek wonder hoeveel predikante sal hierdie paar verse lees en ook tot bekering kom en sê, vergewe my, dat ek myself aangematig het as dat ek iets is. Ek twyfel, daar sal nie veel wees nie. Kyk, ek is nou eenmaal so groot gemaak en aan die slaap gewieg, en die indrukke van die jeug is moeilik uit die hart te verwyder. Maar nou lyk dit of daar 'n nuwe son in my opgegaan het, en ek sien nou die hele verdorwenheid en totale verkeerdheid van die tempeldiens in. Laat kom wat wil, ek sal onwrikbaar soos 'n granietrots in die see bly staan, in hierdie nuwe volwaardige leer van Elohim uit u gewyde mond. Joshua sê vir hom, staan op broer, gaan heen en vertel ook aan die broers wat u gehoor het, want ook hulle steek nog tot hulle ore in hulle domme glans. Lê hulle uit wat glans is, en lê hulle dan ook uit wie ek is, ook sonder die glans, wat ek nou presies wil, of sê en wat ek nou presies wil. Na hierdie woorde staan staar op, buig hom so diep moontlik voor my, gaan vinnig na sy broers en begin flink sy mening te verkondig. En gou word dit baie luidrigtig aan die tafel, waaraan dit eers baie rustig gegaan het. En staar het behoorlik moeite om met sy broers, wat deur die wyn verhit is. Maar Floram, sy vernaamste woordvoerder, ondersteun hom, en so word die konflik gou bygelê. Philippol sê toe aan Sirenius, geëerde gebieder, dit is toch werklik wel baie vreemd, dat soveel mense nie die bos deur die bome heen kan sien nie. Sirenius sê, gewoonte is 'n magtige bolwerk vir alle domheid.
In Europa vind jy 'n volk waar elke fout met stoksla en die gesel bestraf word. Stoksla en gesel is natuurlik die sambok. Vir elke so geringe vergryp kom 'n mens in pynlike aanraking met die stok, die gesel of 'n gedigte roede. My broer Augustus Caesar wou die mense daarvan afbring. Hy het opvoeders aangestel wat hulle ingestel het om dit teen te gaan. En hy het selfs manne en vroue na Rome laat bring, sodat hulle daar die seun van die menslikheid sou leer ken en sien. Die mense het 'n ontsettende heimwee gekry na die land waar hulle seker eenmaal per maand blou en bloedig geslaan word. Nou dis iets wat ons nie kan verstaan nie. En die vergelyking wat ons hier met hierdie stelling kan maak is, die mens kan net nie die kerk los nie. Hy kan nie daar uitkom nie. Hy glo dat hy daar moet wees om gered te word, om in die hemel te kom. En hy moet sy geld alles vir hulle gee, sy tiende en nog meer, en sy bywoning is sy kaartjie na die hemel toe. Jy kry nie daai geloof uit hulle uit nie. Daar wil hy die houe vat, net soos hierdie mense elke keer teruggaan na waar hulle so geslaan word. Dis die gewoonte. As 'n liggaamlike hel al so alledaags vir 'n mens geword het, dat hy daarna terugverlang, sodra hy dit mis by 'n mensliewende opgevoede volk, hoeveel te meer sal hy dan nie terugverlang na die geestelike hel, wat die mense soveel aardse voordele verskaf nie. Die uitlatings van Staar verwonder my dan ook nie. Die mens voel hom fisiek vele jare beter onder sy glans, en wou nou nog 'n paar woorde daaroor gepraat het, om hom vir altyd daarvan te distansieer. Maar nou is dit dus goed so, en sy glans rus in vrede. So hierdie 50 fariseërs, tempeldienaars, het nou na hierdie gesprek van Staar met Joshua en die gesprek tussen mekaar, het hulle nou hierdie terugverlang na die tempel, heeltemal uit hulle binneste uit geban. Maar soos Joshua sê, as 'n boom al oud geword het, dan buig jy hom moeilik. En dit is so, ons ervaar dit baie vandag, dat ou mense wat al baie lank in hierdie glans sit, moeilik dit verruil vir 'n liefde vir Joshua alleen. Terwyl as jy net logies met jou verstand daaraan dink, het die kerk vir jou gesterf? Het die dominee vir jou gesterf? Of het Joshua vir jou gesterf? Natuurlik het Joshua vir jou gesterf. Nou, is dit nie logies dat jy alles in jou vermoë sal doen om direk met hom in aanraking te kom nie? Ek lees nie in die Bybel dat hy 'n sekretaresse het wat afsprake maak nie. Jy kan direk by hom uitkom. Enige tyd van die dag of die nag wag hy vir jou. En is hy bereid om jou te antwoord op jou vraag. Maar as jy eers moet wag om Sondag in die kerk of na die kerk met die dominee te praat oor jou probleme, dan is jy besig om te verstik in hierdie honde uitbraaksel wat hy van praat. En dit gaan nie vir jou gunstig uitwerk nie, want wanneer jy sterf, daai oorgang na die volgende lewe, en moenie sê daar's 'n slaap nie, daar is nie 'n slaap nie. Joshua kom en hy sê, God is Elohim, is die Elohim van Abraham, Isak en Jakob. Hy is die Elohim van lewendes. Dit bedoel Abraham, Isak en Jakob lewe, hulle bestaan, hulle lê nie iewers dood nie, hulle is nie non-bestaan nie, of in 'n non-bestaan nie, of hulle is nie aan die slaap nie. En dan is daar niemand anderste om jou verder te help nie, behalwe jouself. Net jy moet nou op aarde genoeg liefdeskrag bymekaar gemaak het, sodat jy die pad na hierdie lewe
selfstandig kan uitvoer. Maar as jy heeltyd aan 'n organisasie hang, en nou as jy dood, nou is daar niks in jou nie, en die organisasie is ook nie daar nie, maar behalwe dit sal Yeshua in elk geval nie toelaat om inspraak vir jou te doen nie. Hy is die middelaar, niemand anders nie. En dit is 'n baie sterk boodskap hierdie, van kerkgerigte mense wat hy nou bekeer het, hulle het hom erken. En daar is niemand in die kerk wat nie vir Jesus erken as hulle verlosser nie. Hulle erken hom almal. Maar hulle soek nog die glans van die kerk. Ander woord vir die glans wat ons beter verstaan is die shine van die kerk. Dogmas. Ja. OK, baie dankie, ons kom môre aan.